Die Reukaltaar. Goeiedag, liewe medegelowige. Dit is dag 15 van ons 21 dae van vas en gebed. En vanoggend gesels ek met jou oor die vorm van gebed wat ons noem voorbidding. Nou, ons lees in Eksodus 30 vers 1 tot 10 dat God vir Moses opdrag gegee het om elke oggend wanneer die dag breek en elke aand wanneer die son sak, wierook te brand op die reukofferaltaar as 'n reukoffer aan die Here. Ja, dit was dan ook die stasie in die tabernakel wat gewy was aan gebed. En ons lees in Lukas 1 vers 5 tot 13 dat wanneer die reukoffer gebring was, dit dan ook die tyd was waar die priester en die volk spesifiek gewy het aan individuele en korporatiewe gebed. Nou, ons weet van die geskiedenis dat die Jode 3 daaglikse gebedstye gehad het, onder andere volgens Daniël 6, en dat dit ook geen toeval was dat Goliat in 1 Samuel 17 juis môrens vroeg en saans gekies het om die Israeliete vir 40 dae lank te kom tart. Ja, Satan weet goed, dat as hy die volk sy gebedstye kan ontwrig, en die volk in die teenwoordigheid van die Here kan hou, hy hulle met vrees kon beheer. En weet jy wat? Net so geld dit ook vir ons lewens. Ons moet waaksaam wees en besef dat die vyand alles in sy vermoë sal doen om te keer dat ons bid. So sien ons dan reg deur die skrif dat reukwerk in direkte verband gebring word met gebed. Daarom Psalm 14 vers 12 bid Dawid en hy sê: Laat my gebed soos reukwerk voor die aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. En so vind ons dat die reukaltaar dan 'n simbool is van gebed. Ja, natuurlik vir ons as Nuwe Testament gelowiges is die reukaltaar dan daardie stasie in die tabernakel waar ons intree. Dis hier waar ons voorbidding of intersessie doen vir die behoeftes en die nood van ander, en waar ons die voorreg het om saam met Jesus as ware 'n aandeelhouer te word in areas waar God wil beweeg. Ja, by hierdie stasie kan ek my lysie van bo tot onder bid. Ek bid vir my gesin, ek bid vir my familie, bid vir my vriende. Ek bid vir my bure, ek bid vir die ongeredde mense, bid vir my dorp, die leiers, die regering, die verskillende sektore van die samelewing, en ek bid vir my medegelowiges, en ja, ek bid vir my vyande, want dit is ook wat die woord van God ons leer. By hierdie stasie van gebed het ons dan die geleentheid om God se woord, om sy voorneme en beloftes oor ander na sy genadetroon toe te bring. By hierdie stasie gaan dit nie net om 'n eenrigting gesprek nie, maar ek steun swaar op die leiding van die Heilige Gees om daardie dinge wat verhinder dat God se koninkryk kom, dat hy dit vir my uitwys. Ek vra ook vir die Heilige Gees om dinge wat ek nie met my fisiese oë kan sien nie, om dit aan my te openbaar. Ek bid vir deurbrake vir ander op grond van die woord van God, en ek vra die Here vir 'n rema woord, 'n swaard van die Gees waarmee ek in gebed vir ander kan veg. Ek bid vir krag vir die wat geen krag meer het nie, te swak is om self te bid. Ek bid vir hulp, vir uitkoms in moeilike omstandighede. Ek bid vir beskerming, vir voorsiening, vir genesing en ook vir seëninge vir ander op grond van die autoriteit wat Christus aan my gee. Ek sluit af. Die bediening van die intercessor is ten diepste 'n bediening van liefde en restaurasie. Reg het iemand by geleentheid gesê, intersessie is eintlik om die beeld van Jesus uit te dra, want Jesus is die grootste intercessor. Ja, die huidige bediening van Jesus is 'n bediening van gebed, die een wat vir ons intree, ons middelaar. Hebreërs 7 vers 25 sê, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir ons in te tree. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Ons liefdevolle Hemelvader, baie dankie dat ons vanoggend weer die voorreg het om ook by hierdie stasie in die tabernakel te kan aandoen, waar ons voorbidding en intersessie kan doen vir die behoeftes en die nood van ander. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om saam met Christus te werk, en dat ons ook aandeelhouers kan wees in daardie areas van ons wêreld waar U wil beweeg. Vader, ons wil by hierdie aansluiting kom en vir U sê, Here, ons stel onsself opnuut beskikbaar om 'n kanaal te wees. Here, 'n kanaal waarlangs U krag na mense se lewens kan vloei en wat U koninkryk in ons wêreld kan kom. Vader, dis die gebed van ons harte, dat U ons sal help, dat ons oë en ons ore sal oophou, geestelik oop, om te sien en ook te hoor waar U herstel wil bring in lewens en in areas en ook terreine waar die vyand kom roof, steel en vernietiging wil bring, en selfs beoog om 'n aanval teen ons te loods. Vader, dis die gebed van my hart dat ons ook in hierdie 21 dae van vas en gebed intercessor sal wees, Here, wat saam met U
in daardie gebreekte dele van die mure staan. Lei ons, leer ons en Here, laat U wil geskied. Dit is ons gebed, in Jesus se naam bid ons dit. Amen.